Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Goeiedag en baie welkom by ons Ekerk Bybelskool. Dis die derde Bybelskool episode in ons Bybelskool reeks, waar ons juis kyk en ons volg, loop op die hakke van die Heilige Gees deur die boek Handelinge, en ons sien hoe die Gees ons vul wanneer ons leegloop. Ons het gesien in die eerste episode, sien ons wat is die karaktereienskappe, wat gebeur as die Gees van God ons vul, dat ons bemagtig word, dat ons die krag kry en dat ons getuies is. Maar ons getuig van die opgestane Here Jesus Christus. Ons het ook so gesien in die tweede sessie, Handelinge 8, 9, 10, hoe Filippus onder andere bemagtig word en hoe hy grense oorskry. Daar waar die Gees is en ons is gehoorsaam en die Gees bemagtig ons en ons is getuies, dan word grense oorskry. Ons wil graag in hierdie laaste episode van ons reeks juist stil staan en dan 'n bietjie prakties raak en sê, okay, ons sien nou hoe dit lyk, hoe weet ons as die Gees van God ons vul, bemagtig, krag gee, ons moet van Jesus Christus getuig, en ons sien dat ons moet grense oorskry, ons moet gaan grense soek wat opgebou is, maar tog gee die Gees ook vir ons as te ware bietjie van 'n, ek wil nou maar die woord praat van 'n GPS of 'n Waze, of 'n Google Maps van ons lewe. So daar waar die Gees ons stuur, moet ons gehoorsaam wees, en so lei hy ook so die kerk, en ek en jy is deel van die kerk. Nou ek wil begin met hierdie inleiding, dat ons almal ken so goed 'n Waze, 'n GPS, Google Maps, en miskien is jy iemand wat gereeld met so ietsie ry, maar miskien is jy ook van die generasie wat nog onthou het hoe om daarsonder te bestuur. Nou dit is eintlik baie anders, as jy vandag vir mense praat van ry soontoe, dan, ouma, gee my die adres, gee my 'n pindrop, dat ons kan ry soontoe. Maar om heeltyd soontoe te ry met behulp van eksterne toestelle soos 'n Waze of 'n GPS, maak ons soms ook lui. Dis die punt wat ek wil maak. Maar as ons kan ry en die pad kan leer ken, en ook so 'n bietjie met intuïsie kan ry en kan straatname lees en kan weet waartoe ons moet beweeg, kan ons dalk ook bietjie meer kreatief, wil ek die woorde gebruik, ry. Nou ek gebruik juist daai woorde, want dit dalk nou nie met ons bestuur met kreatiwiteit, dit is dalk gevaarlik. Maar die punt is, as die Gees ons lei, dink ons baie keer, maar dis soos 'n GPS in my lewe. Of die Gees van die Here is my Waze. En is mooi, ek het al selfs daai beeld gebruik in reels by Ekerk. Maar die punt is, as ons slegs afhanklik is van eksterne goed, soos 'n GPS of 'n Waze of 'n Google Maps, as dit kom by die werking van die Gees, raak ons nie lui nie. Dis die vraag. As die Here moet sê, in 200 meter draai links, en ons moet wag om dit te doen, werk die Here so, of lei die Here ons meer deur deel van ons lewe te wees, ons te beliggaam, en met intuïsie ook ons as Christene, gelowiges, apostels, gestuurdes, getuies, daar te, wil ek die woord gebruik, sens, van waar is die Here aan die werk? Kom ons gaan kyk daar waar die Here werk, en ons sluit aan daarbij. Hy werk op 'n ander plek ook, kom ons gaan kyk waar die Here werk, en ons sluit aan daarbij. Is dit nie meer 'n intuïtiewe, beliggaamde, kreatiewe manier, waar die Gees vir ons vra, oor hoe ons moet gehoorsaam wees, aan hoe die Gees ons lei nie? En ek wil daai vraag hopelik probeer beantwoord vandag, deur te kyk na Handelinge 13, tot Handelinge 20. Ek gaan weer eens nie by al die gedeeltes stil staan nie, maar Paulus is daar vir ons 'n baie goeie voorbeeld van hoe hy die gelei word deur die Gees, en om vir ons hierdie beeld en metafoor verder te vat. So ek wil graag begin en lees Handelinge 13 vers 1 tot 3. Handelinge 13 vers 1 tot 3 lees ons vir die eerste keer hoe die gemeente, onthou julle, Handelinge 2 net tot Handelinge 8 was die primêre fokus, hulle die evangelie of die goeie nuus van die opgestane Here verkondig in die Joodse gemeenskap. So toe was die Gees van God op Pinksterdag Handelinge 2 uitgestort. Toe sien ons verlede week Handelinge 8, 9, 10, die Gees word ook uitgestort op Kornelius, op heidene, op ander volke.
En so het ons gesien nou hoe die vroeë kerk as die gemeenskap wat glo in die opgestane Here versprei is deur die sterfte, martelaarskap van Stefanus. En nou gaan ons sien in Handelinge 13 waar hulle weer tog by mekaar soos magnete groepeer waar die Gees daai magneet is wat ons aan mekaar laat vasbind. So ek lees Handelinge 13 vers 1 tot 3. In die geloofsgemeenskap in Antiochië was daar die volgende profete en leraars: Barnabas en Simon wat Niger genoem word, en Lucius van Cyrene, en Manaen wat 'n goeie vriend was van Herodes Antipas en Saulus. In daardie tyd was hulle besig om die Here te aanbid en om te vas. Toe sê die Heilige Gees vir hulle: sit vir Barnabas en vir Saulus op sy vir my werk, sonder hulle af vir die taak waarvoor ek hulle geroep het. Hulle het gevas en gebid, ook het hulle hande op Barnabas en op Saulus gelê om hulle aan God toe te wy vir hulle roeping. Hierna het die gelowiges hulle uitgestuur. Deur die Heilige Gees se krag, lees ek verder egter in vers 4, en leiding is Barnabas en Saulus uitgestuur. So as ons net na die 4 verse kyk, dan sien ons hier die eerste sending kerk, van die Handelinge gemeenskap, of die boek Handelinge. So belangrik, 1, ons sien dat daar waar die Gees werk en grense oorskry, is dit ons nou logies dat dit ook 'n gemeenskap is, vol van verskeidenheid. Antiochië was die 3de grootste stad in die Romeinse Ryk. Dit was kosmopolities, die woord wat ek so mooi praat en wat my goeie kollega van my altyd lag, dis 'n smeltkroes van tale en kultuur. So wat beteken is, hier is 'n gemeente wat ontstaan het en bekend geword het dat hulle Christene genoem het, as ons Handelinge 11 vers 26 lees. So Handelinge 13 sien ons hier die leiers van hierdie smeltkroes gemeente waar die Gees mense bemagtig en om te werk. Nou sien ons die Gees van God daag op. Onthou die Bybelskool, ons loop op die hakke van die Gees. Terwyl hulle vas en bid, kerneienskappe van die gemeenskap van die Here, sê die Heilige Gees vir hulle: sonder vir my Barnabas en Saulus af vir die werk waartoe ek hulle roep. Hier begin die eerste sendingreis. Let op, dit begin nie op 'n strategiese plan nie. Die Here het nie deur 'n wys stem vir hulle gesê en 300 meter draai links en dan regs en die eindbestemming en julle gaan oor so 3 jaar daar uitkom nie. Nee, die Here sê, hier's 'n tree, vertrou my sonder vir my Barnabas en Saulus af. Hulle weet nie wat hulle moet doen nie, hulle weet nie waartoe hulle moet gaan nie, maar hulle weet, die Here gee vir hulle daai mandaat. En die Gees van God, soos hy hulle nudge uit die deur uit, is God se vingerafdruk op hulle om te sê, gaan wees getuies in die gemeenskappe waartoe ek julle stuur om te wees. So die eerste les van ons Bybelskool vandag. Die Gees roep en stuur, die kerk se funksie is om te luister en om gehoorsaam te wees aan die stem van die Heilige Gees. So wat ek en jy, waar ek en jy moet begin, is om vir mekaar te vra. Luister ons, hoor ons die Gees van die Here, hoor ons die stem wat God met ons praat deur sy Gees. Tweedens, reageer ons daarop. Of raak dit maar net ietsie vir ons mooi en ietsie wat ons kan sê, maar ons weet hoe die Here met ons praat. Nee, ons moet ook gehoorsaam wees. Ons moet daai tree gee in die rigting van God se Gees, om God te vertrou. Al weet ons nie die volgende tree lyk nie, maar om gehoorsaam te wees, die eerste reaksie vra die Here vir ons. Leun in die spasie wat God skep deur sy Gees. Ons gaan verder met ons verhaal. Handelinge 15 lees ons dan nou ook weer hier waar die Gees lei, ook weer deur konflik, soos Handelinge 8, maar ook so sien ons hoe die kerk, daar waar die Gees opdaag, die Gees van God deur sy kerk werk, hoe besluite gemaak word. So Handelinge 15, ons praat van nog 'n keerpunt in die Handelinge boek. Dit veranker half hierdie heidense sending, teologies, maar ook so beskerm dit hierdie verlossingsplan, hierdie kern van God se verlossingsplan. Wat beteken, God red mense slegs deur en uit genade, nie deur die wet te onderhou nie. Teologies belangrik, want fokus nou mooi. Die eerste fokus van Handelinge, fokus op die Joodse geloofsgemeenskap.
Hulle glo nog dat ons moet die wet onderhou. En miskien as ons goed genoeg is en die wet kan onderhou, yes, okay, ja, dan is ons dalk heilig genoeg. Maar nou kry jy daai Jode wat ook glo in Christus, die opgestane Here, dan word hulle Joodse Christene genoem. En dat was in die vroeë kerk en dit was deel van Paulus se groot konflik in die gemeentes waar hy as apostel opgetree het. Dat die gemeentes gekom het en die Joodse gelowiges gesê het, okay nee, jy glo in Jesus, dis wonderlik, maar jy moet ook die wet onderhou. So ook deur die wet te onderhou, kom jy tot 'n verlossingspad, word jy gered deur hierdie Jesus Christus. Deur genade, maar dis ook so die wet, as dit sin maak vir julle. So, sien ons Handelinge 15 ook hoe praktiese reëlings van tafelgemeenskap tussen juis Jode en heidene, Joodse gelowiges en heidengelowiges, vir ons wys hoe die vroeë kerk ook begin, praktiese riglyne skep oor hoe om ook hulle alledaagse lewe te doen. So Lukas wys vir ons hier hoe die kerk onderskei op grond van die skrif, die gees en getuienis, en die doel daarmee is om die eenheid van die liggaam te bewaar, sonder om die evangelie van die opgestane Here te verwater. So ons sien hier 'n belangrike volgende fase in God se plan wat ontvou. God se reddingsplan wat ontvou. So ek lees Handelinge 15 vers 1 tot 5 vir ons saam. Daar het mense aangekom uit Judea. Hulle het vir die gelowiges geleer, as julle nie besny word soos wat Moses voorskryf nie, kan julle nie gered word nie. Toe breek daar 'n reuse stryery en woordwisselinge uit tussen Paulus en Barnabas en hierdie mense. Die gelowiges in Antiochië het vir Paulus en Barnabas en 'n paar ander gelowiges aangewys om na die apostels en die ouderlinge in Jerusalem toe te gaan. Hulle moes hierdie saak gaan uitsorteer. Die kerk van Antiochië het hulle uitgestuur. Op pad na Jerusalem toe het hulle deur Fenisië en Samaria gereis. Oral het hulle vir gelowiges vertel hoe nie Jode hulle bekeer het tot God. Hulle het al die gelowiges sommer baie bly gemaak. Paulus het toe in Jerusalem aangekom, is verwelkom deur die geloofsgemeenskap, die apostels en die ouderlinge. Toe het hulle vertel wat God alles deur hulle gedoen het. Sommige mense wat daar was vroeër eers Fariseërs. Hulle het intussen tot geloof gekom. Toe staan hulle op en sê, dit is verpligtend vir nie-Jode om besny te word. Hulle moet beveel word om die wet van Moses te gehoorsaam. So in die paar verse sien ons juis hierdie probleem wat ek probeer skets vir ons. En wat die eerste gemeentes mee geworstel het. So nou is die Joodse gelowiges, onthou, hulle was Fariseërs. So hulle godsdienstige geheue, of hulle godsdienstige memory sal eintlik mooier wees, nê. Nee, daai gut reflex wat hulle godsdienst beleef, is diep ingewortel in die wet. En nou sê hulle vir ons 'n teken is, jy moet besny word, want die wet van Moses sê dit. Nou sê hulle, al hierdie heidene, wat ander godsdienst, ander etniese groep is, hulle kan tot geloof in Jesus Christus kom, dis wonderlik, maar hulle moet hulle self besny. Nou wat doen die gemeenskap? Nou sien ons hoe die vroeë kerk, daar waar die Gees die gemeentes begelei, waar die Gees Paulus en Barnabas en die gemeente in Antiochië bekragtig en waar hulle getuies is, waar hulle die kern van die evangelie van Jesus Christus beliggaam en hou, hoe reageer hulle op hierdie teologiese, praktiese probleem in die gemeente? Ons lees vers 6 tot 11. Die apostels en die ouderlinge het toe saam vergader om hierdie saak te bespreek. Daar het 'n reuse stryd tussen hulle uitgebreek. Toe staan Petrus op. Hy het vir die mense gesê, liewe medegelowiges, julle weet tog dat God my lank gelede uit julle geleedere uitgekies het, sodat nie Jode die goeie nuus uit my mond kan hoor. Hulle het toe tot geloof gekom. God was mense se harte deur en deur ken, het openlik bevestig dat hulle aan hom behoort. Hy het die Heilige Gees aan hulle geskenk, net soos aan ons. Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Hy het hulle harte ook nuut gemaak, omdat hulle glo. Vir wat probeer julle nou om God te toets? Hoekom plaas julle nou 'n swaar las op die skouers van gelowiges? Dink julle regtig ons voorouers kon dit dra? Of onsself?
Alles behalwe, ons glo en ons word gered deur die genade van ons Here Jesus Christus. Hulle word ook op presies dieselfde manier gered. Hoe mooi staan Petrus op, net soos Handelinge 2, net soos met Cornelius, en is 'n middelaar, word bekragtig deur die Gees van God, om God se plan, om God se koninkryk teologies te kommunikeer. Hy staan op en ons lees dit eintlik so mooi. Julle as fariseërs, ons self kon nie daai las gedra het nie, nou wil jy hierdie las op die nuwe gelowiges ook gooi. Dit maak mos nie sin nie. Ek en jy, sê Petrus, ons word bemagtig, want die Gees van God is vir ons gegee. Ons glo in Jesus Christus, en soos ons getuies, ons word gered deur genade alleen. Punt. Dit is Petrus se antwoord. Nou, wat is die betekenis vir ons? Wat is dit teologies? Ons is besig met 'n Bybelskool. Die kerk en wat hulle besluit, word verstaan nie as 'n samewerking met die Gees. Dit is nie net mense se kompromie nie. Dis nie 'n debat nie. Die fariseërs beklei nie net nie en Petrus beklei nie. Hulle kyk nie wie kan strategies die regte dinge sê of hulle besluit wie skree die hardste nie. Nee, maar dit is Gees geleide wysheid. So die tweede les, ek het nou nie die res van die boodskap gelees nie, maar dan lees ons juis hier waar hulle die brief stuur aan die gemeentes. Ons gaan nou weer 'n bietjie daarna verwys. Na hulle hierdie besluit gemaak het. Maar om hierdie besluit te maak, is ons 'n tweede les vandag. Die Gees lei die kerk in eenheid, selfs te midde van konflik. Hoor julle dit? Dit is belangrik. Nie van julle nie. Maar ons in ons lewe vandag, dalk is dit net ek het net vir myself getuig. Ek wortel om met mense in vrede saam te leef as ek en hy of ek en sy verskil as daar konflik is. Ek voel ek kan eintlik mos net saam met mense glo wat presies alles glo net soos ek. As ons in een aspek, al is dit 'n randsaakie, 'n bysaakie, dan is dit konflik. Dan is daar wrywing. Dan is daar mos nie eenheid nie. Dan is daar nie eenheid nie. Maar Handelinge leer ons, vir my en jou vandag, dat ons hoef nie oor alles saam te stem nie. Daar sekere kernsake wat ononderhandelbaar is. Ja, natuurlik. Jesus Christus lewe. Hy is die Seun van God. Hy is gestuur en God het hom opgewek. God het sy Gees vir ons gegee en God wys hoe hy deur sy Gees hierdie grense oorskry. En wat Petrus hier doen? Hy gaan terug na Jesus toe en sê maar dis Jesus. Jesus het juis julle as fariseërs, my as Petrus hierdie heidene gered. Dis net deur genade. Dis net deur geloof. So jy as fariseer, jy kan dalk nog die wet van Moses onderhou. Dis reg. Maar oor die kernsaak van Jesus Christus is hy dood uit opgewek. Daaroor. Dis 'n kernsaak. So is 'n konflik. Die Gees gee nog steeds daai eenheid in en vir die kerk. Ons lees die verhaal bietjie verder. Ons sien dat Paulus hierdie sendingreise verder vat en dan lees ons nou juis Handelinge 16 tot 20 hoe die Gees van God Paulus begelei. Nou die beeld, nie soos 'n Waze of 'n Google Maps of 'n GPS nie, maar dat Paulus vertrou, dat Paulus gehoorsaam is aan hoe die Gees werk vir hom, en soos die Gees hom nudge, gee Paulus daar een tree. Dan wag hy op die stem van die Gees, dan nudge die Here hom verder. So is die Gees van God besig om Paulus te nudge na God se wil toe, om God se koninkryk uit te brei. En ons lees dit byvoorbeeld Handelinge 16 vers 6 tot 10. Paulus het deur die gebiede van Frigië en Galasië gereis. Hulle is egter deur die Heilige Gees gekeer om die woord van die Here bekend te maak in die provinsie Asië. Toe hulle later tot reg oor die provinsie van Misië gereis het, het hulle beplan om na die provinsie van Bitinië te reis. Maar die Gees van Jesus het hulle gekeer om dit te doen. Hulle het toe verby Misië gereis, dit afbeweeg in die rigting van Troas. Eendag het Paulus 'n visioen gesien. Hy het 'n man gesien wat in Macedonië bly. Hy het by Paulus gepleit, klim dadelik op 'n boot en vaar oor hier na ons toe in Macedonië. Kom help ons. Nadat Paulus hierdie visioen gesien het, het ons almal na die provinsie van Macedonië gegaan. Ons was oortuig dat God ons geroep het om die evangelie met hulle te gaan deel. En hier sien ons eintlik pragtig op 'n klein paar versies hoe Paulus sensitief is vir die werking van die Gees in sy lewe.
Paulus en sy span, hulle probeer, sê ons moet Asië toe gaan. Onthou, dis nog steeds alles binne God se plan. God het hulle bemagtig, God het hulle gestuur deur sy gees. So Paulus is besig om alles te doen in sy menslike vermoë om in te skakel en hierdie roeping te doen. Maar nou kom die gees. Hy sê nee, die gees, ek verhinder julle om na daai Asië toe te gaan. Hulle probeer na Betanië toe gaan. Nee, die gees van God laat hulle nie toe nie. Kom ons wees eerlik, ek en jy, of nee, ek sal eerste een wees en sê, maar ek dan die gees van God reg gehoor? Want ek is ons nou besig, ek doen my deel om God se wil te doen. Ek is gehoorsaam aan die werk wat God my gevra het, hoe die gees my bemagtig het en wat ek moet doen. Maar nou sê ek altyd hierdie stopstrate. Ek sien toe deure. Wat nou? Hier is die derde les vir ons Bybelskool vanaand. Die gees lei nie slegs deur oop deure en vensters nie, maar ook deur toe deure en vensters. Dit is hoe ons moet gehoorsaam wees aan die werking van die gees van God in ons lewens. Om te sê, dis nie 'n mislukking nie, die Here nudge ons dalk net na 'n ander rigting toe. En dis nou presies wat Paulus lê doen. In Filippi gaan hulle en hulle ontmoet 'n vrou, Lydia. Julle kan die verhaal verder gaan lees. Ons is eintlik so ironiese gedeelte, want daai hele gemeente wat Paulus probeer oprig, daar begin met mislukking om mislukking. Ek kom by, daai dorp is so Romeins en heidens, dat daar nie 'n sinagoge is waar hy kan gaan aanklop nie. So hy moet op die Sabbat buite die stadsmuur 'n klomp vroue gaan soek wat gaan bid. Okay, is eintlik hoe ek sal sê die Here my gaan help en stuur nie, maar okay. Tweedens kom hierdie vrou Lydia tot bekering en het Paulus half 'n voet as te ware in hierdie dorpie. So sien ons hoe Paulus in die tronk gegooi word en jy sal dit weer sien as 'n mislukking, want ek dink nie die Here se roeping eindig in 'n tronk nie. Maar vir Paulus is dit so nee, dis juis die pad van die opgestane Here. Die kruis moes gebeur het vir die oop graf om te gebeur het. Vir Paulus moes in die tronk beland, van die gees van die Here werk ook en die gees maak die tronk se deure oop. Dis die mooiste verhaal met die tronkbewaarder wat tot geloof kom. En so deur hierdie toe deure werk die gees van God en lei Petrus, vir Paulus, Barnabas in hierdie gemeente om God se wil te bewerkstellig in die gemeente. En dit is vir my so mooi. Nou gaan ons een tree nog verder met Paulus, né? Dis in ons Handelinge 20 dat Paulus ook hierdie getuies is van 'n gestuurde van God wat bemagtig is deur God se gees. So ek wil graag lees Handelinge 20 vers 22 tot 24. Luister nou mooi, die gees dring my. Daarom gaan ek Jerusalem toe. Ek weet nie watter dinge daar op my wag nie. Al wat ek weet is dat die Heilige Gees in elke stad aan my bevestig dat tronkstraf en groot lyding op my wag. Maar ek mors nie my tyd om te dink of te sê ek is belangrik in my eie oë nie. Al wat saak maak is dat ek my sending afhandel en my bediening voltooi. Ek het ontvang van die Here Jesus en dit is om die goeie nuus oor God se onverdiende goedheid bekend te maak. Hoe mooi verwoord Paulus nie self hierdie wat ek probeer sê nie. Om te sê, hy weet net, deel van sy pad, die Here het nie vir hom 'n GPS koördinate gegee, of 'n wyspin gestuur om te sê, dit is waar dit gaan eindig en dit is hoe dit gaan werk nie. Maar hy weet, hy's gehoorsaam aan hierdie gees wat hom nudge, en grense te oorskry, want die gees van God het hom bemagtig, en hy's gehoorsaam daaraan. Maar wat hy wel weet, is dat deel van hierdie pad, is lyding en swaar kry. So hierdie teks, Handelinge 20, sê vir ons, by sy afskeid aan die gemeente in Efese, sê Paulus, ek gaan nou gaan, ek's gebind deur die gees na Jerusalem, sonder om te weet wat met my sal gebeur. Nee, dit is presies daai gehoorsaamheid aan die werking, aan die gees wat ons nudge. So wat is hierdie vierde les, wat Handelinge 20 vir ons leer met ons Bybelskool vandag? Die gees lei ons selfs op en deur moeilike paaie. Die vraag is, ons moet gehoorsaam wees. En is belangriker as ons gemak of ons eie egos. Dis wat Paulus hier sê. Al wat ek weet, sê Paulus, is moeilikheid is my voorland. Nou, ek's jammer. Dis dalk wat Lukas vir ons sê in Lukas 14. Tel jou kruis op, loop agter my aan. Bereken die prys wat dit kos om agter my aan te loop, om my te volg.
maar tog moet ek en jy as ons moeilikheid kry op die pad agter die Gees aan wat ons stuur in die wêreld in. Hoekom? Kan ons nie Paulus beliggaam hier om te sê, maar al wat ons kan sê is moeilikheid is ons voorland. En natuurlik, hoor my mooi, als net wanneer die Gees van God ons lei. Soms is ons in moeilike situasies want ons het self daarin beland. Ons het gekies om te reageer op impulse of op wat ook al ons die woorde kan noem as ons die Efesiërstaal gebruik van Paulus hier. Maar ons moet net daai tree gee, gehoorsaam wees. Dis belangriker as ons eie gemak. So ek sluit af. Wat is die Bybelskool se opsomming? Wat sê hierdie Handelinge 13 tot 20 vir ons vandag? 1. Hoe luister ons na die Gees? Sien jy dit dalk as 'n Waze of 'n GPS of Google Maps? Of kan ons meer soos 'n Paulus begin leef om te sê, al wat ek weet is moeilikheid is my voorland en ek moet net gehoorsaam wees. Reageer op die rigting, op die nudge wat die Here deur sy Gees op ons lewens doen. So waar nudge die Here jou? Waar werk God deur sy Gees en hy nudge jou, stamp jou so bietjie en hy laat jou net so leun in die rigting wat God wil hê jy moet loop, om sy wil te doen natuurlik. Reageer ons deur daai tree te gee, of stamp ons terug? Is ons besig om te huiwer? So waar lei die Gees jou? Hoe kan jy verwoord tussen jou en die Here vandag, en te sê, dit is hoe die Here my nudge, soos 'n Paulus, soos 'n Petrus, soos 'n Filippus. Tweede merker, tweede les vanaand. Die Gees lei ons nie altyd na gemak toe nie. Of daartoe waantoe die Gees ons lei, is nie altyd maklik nie. Paulus is die voorbeeld. Die van wat Unie bywoon, hierdie jaar het ons juis gefokus 2025 in Unie en Paulus sake gevolg. En Paulus beliggaam dit, sy rug is die padkaart van die evangelie waar hy geslaan is, hy is in die tronke gegooi, gestenig. Moeilikheid was sy deel van sy bediening, want die Gees van die Here het hom genudge om dit te doen. So beteken nie, ons het moeilikheid gaan soek nie, nee. Maar as die Here ons stuur na 'n Macedonië toe, dan moet ons gehoorsaam wees daaraan. Dit is nie altyd maklik om grense te oorskry nie, maar hoe kan ons gehoorsaam wees om die Gees van God toe te laat, om ons te bemagtig, om ons te lei, om oor daai grens te gaan, al is daar moeilikheid wat vir ons daar aan daai kant. Ons derde les in ons Bybelskool vandag is, waar maak die Gees deure toe? Nou ek sê dit juist so, want miskien is die taal wat jy ook gebruik. O nee, as die deur toe gaan, ek bid 'n ander venster oop. Nee, of ons soek tale van waar is die Here besig om deure oop te maak vir dan, jy gooi jou been net so vinnig in om seker te maak die deur gaan nie toe nie. En is mooi, hoor my mooi, die Here werk so, maar hy werk ook deur toe deure. Moet dit nie as mislukking sien nie, maar hoe kan ons soms deur die Gees gelei word om te sien as 'n toe deur is waar die Here ons nudge om te sê nie nou nie, of nog nie. Kom ons maak eerder 'n ander pad vir ons oop. Kom ons wees gehoorsaam aan hoe die Gees werk. Die vierde les of afsluiting van ons Bybelskool vanaand is, hoe lyk ons roeping vandag? Hoe lyk jou roeping wat die Here jou op die hart geplaas het? As jy moet Paulus wees en sê, maar die Here het my geroep om X te doen. Wat is jou X? Wat is jou Y? Wat is jou A? Wat is jou B? Wat het die Here jou bemagtig om te doen? In jou konteks, met jou talente, met jou gawes. Ons het vanaand gesien dat die Here nie altyd of slegs werk deur 'n GPS of 'n Waze of 'n Google Maps nie. Soms doen hy. Maar ek dink as ons dalk begin sien dat die Here ons eerder vra om in 'n verhouding met hom te staan, iets persoonliks, en dat die Here my en jou stuur met jou talente, jou gawes, en hy nudge jou, dalk deur toe deure, dalk in en deur moeilike tye, dalk kan ons dit begin vertrou. Dalk kan ons die Here begin vertrou en in daai spasie inleen om die tree te gee. Die Here is getrou, die Here is goed. Hy sal vir ons die volgende tree ook gee. Baie dankie dat jy saam gereis het die afgelope paar weke met hierdie Bybelskool. So opregtig waar, dit was 'n lekker Bybelskool in die sin van, ons almal is bietjie moeg hierdie tyd van die jaar. Dalk as jy dalk deur die jaar weer voel dat petroltank is bietjie leeg, dan kan ons weer die Bybelskool oopmaak. Kan ons weer Handelinge lees om juist te sien hoe die Gees van God ons bemagtig
krag gee om juis getuies te wees van die opgestane Here. Mag ons ook so besef dat die Here ons nudge oor grense heen, grense wat ons as mense soms of dalk die godsdienst of ander mense oprig, en mag ons ook soos Paulus hier vandag bewus raak van hoe die Gees van die Here ook in 'n persoonlike, intieme verhouding met ons werk. Mag ons weet, besef, op ons harte besef, wat is hierdie roeping wat die Here ons gee, en mag ons gehoorsaam wees, en die tree gee in daai rigting wat die Here ons vra om te doen. Baie dankie dat jy geskakel het, ons sien mekaar graag volgende geleentheid. Totsiens. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig, die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe, en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.